Nou ja, vriende, soos genoem in die vorige opname, is ons besig om die boek Micha te betree en dat die Vader in die boek Micha verskeie sondes aanhaal as die oorsaak van die oordeel wat kom oor die mense. Dink 'n bietjie oor dit. Dat ons bring die gevolge van die oordeele van God oor onsself. Alvorens ek daarvan wil praat, wil ek die volgende ding sê. Ons moet nie uit die oog uit verloor nie dat die Vader het twee vlakke van oordeel. Punt nommer 1 is individueel. So elke persoon sal pas staan vir sy of haar gedrag en dit wat hulle doen teenoor God en sy medemens. Die ander ene is 'n korporatiewe oordeel. Nou, korporatiewe oordeel beteken dat al is die individu se verhouding met God perfek, in die omgewing waar hy of sy woon, waar daar sondes gebeur, sal daai persoon ongelukkig ook deel hê aan die gevolge van die korporatiewe oordeel wat kom oor hulle. Nou staan 'n oomblik stil en dink logies oor dit. Toe die noordelike stamme in ballingskap gevat is deur Assirië, het dit beteken dat 100% elke persoon in daardie area goddeloos geword het. Toe 130 jaar later Juda vir hulle eerste ballingskap gegaan het na Babylonië, betekende dat almal skuldig was. En so ook met die tweede ballingskap met Rome in 70 AD, was almal 100% skuldig. Die antwoord is nee. Punt nommer 1 maak dit logies nie sin nie. Maar jy sal hierdie, ek wil nou nie name calling doen nie, maar ek noem hulle educated idiots kry, wat met 'n teenargument sal kom, wat dan by definisie beteken dat Daniël, Shadrach, Mesach en Abednego was net so skuldig dan aan hulle ballingskap. Wat ons sien is nie die geval nie wanneer ons kyk na die boek Daniël. So ons moet eerlik kyk na hierdie goed. Maar hulle het die gevolge gevoel van die besluite van die groter volk. En Micha en die ander profetiese boeke is absoluut in lyn met daardie konsep, korporatiewe verantwoordelikheid. Ons sal sien dat dit 'n effek op almal se lewens sal hê. So byvoorbeeld, in die wette van God bepaal God dat die gemeenskap waar 'n moord gepleeg word, waar die skuldige nie tot verrekening gebring word nie, die bloedskuld van daardie persoon wat dood is, sal hang oor die gemeenskap. Laat dit insink. In Suid-Afrika het ons 'n gemiddeld van 68 moorde per dag, waarvoor niemand tot verantwoording gebring word nie. En ek praat nie van verantwoording van waar jy lewenslange gevangenisstraf kry nie. Nee. God sê 'n persoon skuldig aan moord moet die dood ontmoet. As dit nie so is nie, dan bly die bloedskuld oor daardie bevolking. Dink oor dit. Wat gaan met ons land aan? Maar vandag, ons is die tweede opname in ons toetrede tot Micha, dit wat die oordeel van God teweegbring en waarna God kyk en fokus. Die eerste een wat ons bespreek het is afgoderry en 'n dieper begrip van afgoderry. Dit is net om konteks te gee vir dit wat ons gaan lees in Micha. En die tweede een wat ons nou hanteer is vals profete. So kom ons kyk bietjie na vals profete. Matteus sê Messias, hy sê, en baie vals profete sal opstaan en baie mense mislei. Vir die wat nie weet nie, is Matteus 24 vorm ook deel van 'n profesie. Matteus 24 vers 1 is die eerste deel van die profesie waar Messias sê dat die tempel gaan nie een steen op die ander gelaat word nie. Dit is in 70 AD vervul tot op die punt. En die tweede profesie begin Matteus 24 vers 3, waar hy begin verduidelik wat gaan gebeur in die periode wat genoem word die Agariet Ayamim. Ons sal nog by daai uitkom met ons ontleding van Micha. En daai profesie is tans besig om in vervulling te kom. Die goeie wat daarin uitgelê word, dit wat ons sien daar is nou in ons moderne tyd besig om uit te speel. Ons sal daarna ook nog kyk as deel van hierdie studie van Micha om te sien wat is die vervulling van die profesie.
Alvorens ek verder gaan, wil ek die volgende ding sê. Ek hoor die profesie van Johanna Brandt en ek hoor die profesie van Siener van Rensburg en daar's baie mense wat opinies het. Soos ek hier sit, het ek nie 'n opinie nie. Inteendeel, is ek nie by magte om 'n opinie te lig nie. Dis nie die enigste profesie waaroor ek 'n opinie kan hê, gaan oor Bybelse profesie wat ek nou al na 9 jaar van die studie van profesie 'n idee gevorm het van wat dit is wat God vir ons sê. Ek het nie Johanna Brandt se goed bestudeer op geen vlak nie en ook nie Siener van Rensburg nie. En daarom het ek nie 'n positiewe of 'n negatiewe benadering tot dit nie. Maar wat ek wel kan sê is ek hoor hoeveel teenstrydige opinies daar is relevant tot Siener en vir my, alhoewel ek die moontlikheid insien dat hulle miskien wat in die Hebreëus bekend staan tzadikim was, en ek glo die kanse is goed dat hulle was. Dit beteken dis 'n profeet wat deur God gestuur is na 'n volk toe ten einde boodskap te bring, presies soos Micha. Micha het geprofeteer aan Juda wat die suidelike stamme is, maar hy het ook geprofeteer oor die Samaria mense van die 10 noordelike stamme. So is die moontlikheid daar dat Siener 'n tzadik was vir Suid-Afrika. Maar ek het nie opinie nie. Ons kyk na God se profesie en gaan die twee nie laat vermeng of die een probeer bevestig met die ander nie. Dis nie hoekom ek hier is nie. Hierdie deel van Micha kyk ons spesifiek na vals profete. Dis een van die redes hoekom God sy oordeel gestuur het. Wat is 'n vals profeet? 'n Vals profeet is iemand wat God se woord verdraai, wat God se intensie verdraai, wat God se beeld verdraai, ten einde 'n boodskap te bring, wat hom, of persoonlik, of vir sy groepie waarna hy behoort, tot voordeel strek, het sy deur eer te bring vir hulle, wat hulle nie verdien nie, of om gewin te bring vir hulle, wat hulle nie verdien nie. Daai is 'n vals profeet, en 'n vals profeet kan jy uitken deur hom of haar te meet teen die Bybel. Is dit wat hy of sy sê in lyn met dit wat God ons vertel in die woord? En indien tot 'n mate, kom dit wat hy of sy verkondig tot vervulling? En as dit nie doen nie, dan is daardie persoon 'n vals profeet, want dan is dit nie 'n profesie van God af nie. God se profesie kom almal tot vervulling, punt. Soos wat hy dit gesê het, en dit is bewys deur die eeue en tans besig om te gebeur. Vals profete sê gewoonlik hy is gestuur deur God. Indien so verkondig hy die woord van God en word dit wat hy sê waar. Hy sê ook, hy bring die woord van God. Bring hy dit teen 'n prys? Wie baat daarby? Is dit miskien misleiding vir persoonlike gewin of vir hooghartige krediet? Hy verkondig die wil van God. Dis baie van hulle sê, ek kom vir jou vertel wat is die wil van God. Is dit wat hy sê so geskryf in die Bybel? Of is dit gebaseer op mensgemaakte doktrine? Nou hierdie laasgenoemde een, gaan ons 'n verwysing van dit sien in Micha. Een voorbeeld van dit, waar God sê, jy is 'n vals profeet. So, wanneer ons by dit kom, sal ek julle aandag vestig op dit en ons sal sien wat dit is. Die feit is, ons dien 'n God wat nooit verander nie. Die Hebreëse teks wat dit vir jou baie mooi onombonde sê, is Yahweh, hy wat was, hy wat is, hy wat sal wees, by implikasie, ek is, altyd dieselfde, is 'n bekendmaking deur God van sy eie karakter en sy entiteit. Niks sal dit ooit verander nie. Blykbaar, weet baie kerke beter. Kom ons gaan daarna toe. Wanneer God sê hy gaan nie verander nie, wanneer ek praat van hom wat sê, Yahweh, of Asheri, en ander verskeie terme,
dan gaan dit oor die beeld, die eenheid wat God verteenwoordig. In Hebreëus is daar een woord wat dit saamvat, Shem, wat dan vertaal word na naam. Maar om te sê dit is die naam, is 'n mikroskopiese klein gedeelte van die betekenis van Shem. Wanneer God praat van sy identiteit, sy Shem, dan bedoel hy alles wat hy is, sy hele beeld. Die realiteit is, God praat nie in geheime taal nie. Ons het nie predikante en pastore en priesters nodig om vir ons te vertaal en te sê, hierdie is wat God eintlik bedoel nie. Ons gaan ongelukkig vandag, gaan ek 'n voorbeeld noem van waar daar vertalings is wat nie die boodskap gee soos wat dit neergeskryf is nie, maar vir my en jou, as moderne gelowiges, ons het nie 'n verskoning nie. Ons het niks om op terug te val om te sê, ek het nie geweet nie. Jy kan op die internet gaan, jy kan e-sword download, waar jy 'n klomp verniet Bybel skryf, wat jy kan vergelyk met mekaar, jy kan Blue Letter Bible, kan jy ingaan in die app en hy breek dit vir jou af in die Hebreëus en die Grieks of die Aramees, afhangende van wat 'n teks is daarvan toepassing, en hy gee vir jou die dieper betekenis. Ons het geen verskoning. God praat nie in 'n geheime taal nie, hy sê wie hy is, wat sy vereistes is vir jou om 'n verhouding met hom te hê, en wat die gevolge is van gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid. Wat is die blessings, die seëninge wat jy ontvang vir jou gehoorsaamheid? Wat is die vloeke wat jy ontvang vir jou ongehoorsaamheid? Alles is daar. Hy het vir ons niks geheim gehou nie. Maar valse profete verander dan die beeld van God, verander sy identiteit so bietjie, tweak 'n bietjie daar, en verdraai dan teks om hulle narratiewe in te pas wat hulle graag wil hê die Bybel moet sê. So ek gaan vandag, gaan ek 'n groot voorbeeld daarvan gebruik. En voor ek dit aanhaal, wil ek gou iets sê. Ek wil hê jy moet mooi verstaan. Ek gee nie om wat jy van my dink nie. Ek gee nie om hoe jy voel oor my, oor dit wat ek nou gaan sê nie. Ek gee nie om of jy my bestempel as 'n verraaier nie, ek gee nie om hoe jy na my kyk nie. My God het die woord bekend gemaak, en hy sê wat dit beteken, en hierdie ding wat ek nou gaan aanraak, gaan ek verseker baie manne se bloeddruk laat opjaag. So kom ons kyk na Deuteronomium 23 vers 2. En hier is een van die gevalle wat die vertaling van die Afrikaanse Bybel my grief tot in die diepste wese van my siel. Want dit is vals. Hierso is 'n voorbeeld soos wat ek in verskeie plekke in die Afrikaanse Bybel kry, waar daar intentionele dwaling gebring word, deur die vertalers wat die teks vertaal het, want dit wat die Hebreëus sê, is teenstrydig met dit wat die Afrikaans sê en die Engels sê, in hierdie teks ook. So kom ons kyk, Deuteronomium 23 vers 2 sê in die Afrikaanse vertaling, geen baster mag in die vergadering van die Here kom nie, selfs sy 10de geslag mag in die vergadering van die Here nie kom nie. Geen baster. Dit beteken ras. Die King James Version, die Engelse Bybel sê, no bastard shall enter into the congregation of the Lord. Even to his 10th generation shall he not enter into the congregation of the Lord. Bastard. Die CJB, wat 'n Hebreëus georiënteerde Bybel is, sê, a mamzer may not enter the assembly of Adonai, nor may his descendants down to the 10th generation enter the assembly of Adonai. Nou, hier is die 3 beelde van wat ons sien in Exodus 23:2. Punt nommer 1 is 'n baster, 'n vermenging van 2 rasse se bloed. Wanneer jy kyk na die Engelse vertaling, praat hy van 'n bastard. Dit beteken dat die vader en die moeder van hierdie kind wat gebore is, nie in die eg verbind was nie, dat dit 'n buite-egtelike kind is.
Maar wanneer jy kyk na die Joodse Hebreëse woord wat in die teks gevind word, is dit mamzer. Die bronwoord waaruit hierdie mense bastard en baster haal, is mamzer. En wat sê mamzer vir jou? Mamzer is die kind wat gebore is vanuit 'n dienaar van die God van die Bybel en 'n heiden wat 'n afgod aanbid. Al drie van hulle het 3 verskillende vertalings. By nommer 1 word die Afrikaanse vertaling gebruik om 'n ras te ontsê dat hulle nie in die hemel kan kom nie. Die Engelse vertaal dit na baaste toe wat 'n buite-egtelike kind is, en as jy teruggaan in die geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk, dan vind jy hoeveel vervolging daar was deur die eeue van kinders wat buite die eg gebore is. Ons kry wat die baster interpretasie aanbetref met Duitsland, hoeveel kinders vermoor is as gevolg van die feit dat hulle 'n Duitse ma en 'n nie-blanke pa gehad het, of andersom. Maar wanneer jy kom by mamzer, dan wanneer jy gaan kyk na die teks wat die Vader praat van kilayim en shahatnes, wat beteken 'n bees en 'n esel moenie aan dieselfde juk trek nie. Dit gaan oor 'n verbode vermenging, dit gaan oor 'n geestesvermenging. Dan het dit 'n heeltemal ander interpretasie as wat die Afrikaans en die Engels daartoe voeg. Dit is nie in lyn met die teks nie. Baie geloofsoorweging sê, as gevolg van hierdie Afrikaanse vertaling, dat 'n nie-blanke kan nie in die hemel kom nie. Wat 'n absolute, valse, afbreekende afgodsdoktrine. Yes, en ek noem dit 'n afgodsdoktrine, want soos ons met die vorige opname gesien het, die Vader sê, wanneer jy verander in dit waarvoor ek staan, wanneer jy verander aan wie ek is, wanneer jy verander wat ek sê, maak jy jou eie God of jou eie godsdiens en jy is besig met afgoderry. So kom ons kyk bietjie hierna. Eksodus 12:38 lees ons van die mense wat saam met Israel uit Egipte uitgetrek het. En gaan kyk bietjie, die Afrikaanse Bybel sê, die wat hulle saam met hulle geskaar het, was van gemengde bloed. Maar eintlik wat die teks vir jou sê, is dat dit mense van ander nasies was, wat saam met Israel uitgetrek het uit Egipte uit. Begin daai doktrine se bene bietjie wakkel. Psalm 22:28, wat gesien word as 'n profetiese psalm. Al die geslagte en nasies tot aan die einde van die aarde sal aanbid. Al die geslagte en nasies sal tot die einde van die aarde almal aanbid. Wat is die doel van aanbid as jy nie die ewige lewe kan kry nie? Kom ons kyk verder, Matteus 28:19 is die instruksie, gaan maak disippels van al die nasies. Maar kom ons gaan na die belangrikste boek, volgens my, wanneer ek kom by die cherry op die koek van die Bybel, waar God sy finale woord gee en sy finale maatstaf en die finale profesie van hoe dit gaan uitloop en waar dit gaan eindig. Openbaring 5:9, hulle sing 'n nuwe lied. Wie sing dit? Uit elke stam en taal en volk en nasie. Interessant. Openbaring 7 vers 9 tot 10. 'n groot menigte wat nie getel kan word nie, alle nasies, stamme en volke en tale geklee in wit. Om in wit aangetrek te wees in die hemel beteken jy is heilig, jy is rein voor God, met palmtakke en hulle het aanbid. Dan is daar natuurlik hierdie kant doktrine wat inkom wat sê, haha, maar onthou, hy praat van mense. Die nie-blankes is nie mense nie, want hulle het nie kroontjies nie. Interessante benadering daai, want jy sien die realiteit, is ek dien 'n ander God as wat jy dien, as dit jou benadering is, want jou God het nie die kapasiteit om deur jou gees in jou in te kom en sy gees binne in jou te sit nie, hy moet fisies deur 'n kroontjie ingaan. Ons dien nie dieselfde God nie, my broer. Die God wat ek dien, werk op 'n geestelike, bo-menslike vlak. Hy het nie 'n kroontjie nodig nie. Hy kom in jou gees en jou siel in, en dit is presies wat ons in die Bybel kry. Afgoderry? Sonder twyfel. Want die God wat geskep word,
is teenstrydig met die God van die Bybel en hierdie God sê, jy val nie in my plan in nie, want jy hou jou besig met 'n valse profesie en jy hou jou besig met afgoderry, punt. Hier's die realiteit, wanneer ons in Micha ingaan, I'm not going to hold back punches. Ek gaan dit sê soos die woord dit sê, woord vir woord. Ons gaan die Hebreëse woorde afbreek tot op die kleinste deel daarvan. Die interpretasie, so kom ek gee 'n voorskou daarvan. En ek sluit af met hierdie gedagte dat jy die enormiteit hiervan kan besef. Wanneer jy Micha 1 vers 2 gaan lees, dan sal jy basies, en ek paraphrase, sal jy sien dat die Vader gaan uit sy heiligheid uitkom en hy gaan wandel oor die gebergtes of die hoogtes van die aarde. Klink so mooi, klink so goddelik, so divine. Vals, dis nie wat die teks sê nie. Jy sien, daar's twee woorde, Hebreëse woorde wat in daai teks is, wat heeltemal contrary is tot dit, wat die Afrikaanse vertaling sê. Want die Afrikaanse vertaling impliseer dat God op die hoogtes, op die koppe en die berge gaan wandel. Die woord wat vertaal word as hoogtes daar is Bama. En Bama is net een plek in die Bybel wat hy vertaal word as 'n hoogte. 'n Ander plek, een enkele keer in die Bybel wat dit vertaal word as 'n golf. Maar meer as 100 keer vertaal as die altaar en afgodsaanbiddingsplekke van die volke. En ons gaan dit afbreek en jy gaan sien dat die aanwending hiervan gaan oor afgodsaanbiddingsplekke, hoëplekke, tempels, kerke, sinagoges, almal van hulle val onder daardie selfde definisie. Die tweede woord wat daaraan gekoppel is, God gaan nie net wandel nie. Hy gebruik die woord darak. Darak gaan tesame met geweld, vernietiging. Hy sê, ek gaan afkom en hierdie afgodsaanbiddingsplekke van julle gaan ek vertrap en vernietig. Absoluut. In lyn en parallel met dit waaroor die profesie gaan en dit wat God sê. So glo my, ek gaan nie punches terughou nie. Dit wat ons doen is van kardinale belang om te besef, die God wat ons aanbid is 'n ernstige God. 'n God wat nie speel nie. 'n God wat nie tolerant is teenoor afgoderry en valsheid nie. En ek en jy sal onsself 'n guns doen om daai God te aanbid volgens dit wat hy sê, op die meriete wat hy bepaal. Andersins, en die dag sal kom dat hulle vir my sê, Here, Here, wat 'n vreesaanjaende idee, dat my Messias vir my kan sê, jy het dit nie gemaak nie, ek het jou nooit geken nie. Kom ons kou aan hierdie goed, dis van kardinale belang, wanneer ons hierdie boek betree. Geseënde dag vir julle.